Wat sien jy in hierdie kunswerk? Die tannie het nou hier vir die kindertjies gevra, wat sien hulle hier nou in hierdie kruis, en hierdie is regtig baie kreatief, mooi simboliek en alles. Maar daai kunswerk is 'n bietjie meer abstrak. Wat, ek weet nie wie dit geskilder het nie, maar wat sien jy daarin? Wat tref jou? Maak nie saak nie, daar is nie 'n regte of verkeerde antwoord nie, maar ek wil hê jy moet vir jou 'n antwoord probeer kry. En hierdie prent gaan deur die hele reeks gedurig op die skerm verskyn. En mag dit ook in ons onderbewussyn inwerk, die waarheid van ons tema dan ook, my Heilige Gees met hoofletters, en dan my Heilige Gees met kleinlettertjies. Die een is God, want ons dui hom altyd met hoofletters aan, maar myself dui ek gewoonlik en altyd maar met kleinlettertjies aan. Want ek wil graag in hierdie week fokus op God se leiding en sy werking deur die Bybel. Deur die Gees via die Bybel met jou, my, met ons. En daarom wil ek nou vir jou vra, jong, hoe gaan dit met jou? Maar as jy nou vir my antwoord, moet jy nou nie sê soos mense gewoonlik sê nie. Nee man, baie goed, dankie, jy weet. Hoe gaan dit met jou is maar so 'n gewone cliché vraag. As jy by iemand kom, dan die eerste ding wat jy vra is, hoe gaan dit met jou? Jy dink nie eers so, jy bedoel dit dalk nie eers nie, maar dit is maar hoe ons die ys breek in 'n gesprek. Hoe gaan dit met jou? Maar ek wil eintlik meer weet. Ek sou graag wil hê dat ons twee tyd kan hê om te gesels oor wat hier diep binne in jou aangaan. Daar waar jou menswees vandaan kom, hier binne jou lyf, in jou gemoed, in jou hart, soos ons ook dikwels sê. Daarvan waar jou gevoelens oor die lewe en jou omstandighede vandaan kom. Daarvan waar jy jou besluite neem. Daarvan waar jou optrede, jou dade van elke dag, waar dit ontspring, waar jy jou keuses maak, waar jy dikwels impulsiewe besluite neem. Jy verstaan nie altyd hoekom nie, maar jy weet nou het ek dit nou gedoen, hoekom weet ek ook nie altyd nie, maar dit kom hier van mens, ons noem dit ook beteken jou onderbewuste. Dit lê onderkant waarvan jy altyd bewus is, lê daar iets. Waarvandaan kom jou praktiese liefde? Kom hier binne uit. En ek glo dit is waarmee God vir ons via die hele Bybel wil help. Nie vir die mense van die Ou Testament alleen nie vir die mense van die Nuwe Testament alleen nie, maar ook vir die mense van 2025 wat as Christene lewe. God wil vir jou en my deur middel van die Bybel juist daarmee help. En daarom wil ek nie meer, ek is mos nou ou dominee, ek kan nou maak wat ek wil, ek hoef nie te maak soos die kerkraad sê nie. Daarom wil ek nie meer preek net vir onderrig nie, om vir jou te leer nie. Ek wil nie graag meer preek en vir jou meer kennis gee nie. En as jy nou meer kennis het, dan sê ek vir jou nou, goed, daar is dit nou, jy weet jy dit nou, sê op jou eie, nou gaan doen dit nou nie, nee? Of soos baie dominees aan die einde sê, mag dit dan so wees, met die hoop dat wat julle nou gehoor het, julle nou sal gaan doen. As julle nou na my notas sou kon kyk, dan skryf ek ook nie hier, na die wet, geloofsbelijdenis, dankofferlof, dan skryf ek nie preek, dubbelpunt nie. Ek skryf nadenke. En ek wil jou graag nooi, en ek wil jou help. Ek wil graag 'n fasilitering wees, omdat ek ken ook grondwoorde. Ek wil ook vir jou help om na te dink
oor dit wat die Here self deur die Bybel vir jou wil sê. En ek wil nou al om verskoning vra. Jy weet, toe ek begin het as dominee, in my eerste 2 gemeentes, was daar nie galerye nie. Wel, in Williston was daar galerye, maar niemand het ooit daar gesit, en die gemeentetjie was maar klein. So ek is nie gewoond om bo te kykie, Marlene, asseblief verskoon nou maar vir my, maar ek is lief vir julle, en ek weet van julle, en kyk maar vir my, asseblief tog. Die punt is, ons leef, ons is lewendig, om die lewe te kan geniet. En die vraag, as ek vir jou vra, hoe gaan dit, is jou lewe goed? Dis eintlik wat ek bedoel. Is jou lewe nou goed? Is jou lewe nou beter, as toe jy miskien lank gelede al, tot bekering gekom het, soos ons dit nou maar noem, né? Die eerste keer jou hart vir die Here oopgemaak het. Is jou lewe nou anders? Kom ons dink in hierdie Pinkstertyd saam oor om te lewe as Christen. Om te lewe as iemand wat die wêreld daar buite weet, is 'n Christen. 'n Kerkmens. Dan meer as 'n kerkmens, 'n Christen, wat die naam van Christus dra. So daarom vra ek, kom ons fokus saam op God se leiding en sy werking. Ons gaan daarvoor na die Bybel toe, as jy wil lees, naslaan, Efesiërs 1 vers 3 tot 14, ek gaan dit ook op die bord gooi, die teks op die skerm gooi, dit sal dalk ook maklik wees, as jy daar dit wil volg, makliker. Maar kom ons bid eers saam. Hemelse Vader, as ons die Bybel oopmaak, is dit vir ons spesiaal en dit is kosbaar. Dit is anders as enige ander boek of tydskrif of koerant. Dit is anders, want dit is nie net 'n storie nie, dit is nie net 'n verhaal, 'n vertelling van lank gelede nie. U gebruik dit om in hierdie jaar van ons Here 2025 ook met ons te kommunikeer. Ons weet u doen dit. Ons het al ervaring daarvan. En ons gebed is dat u dit vandag weer sal doen. Tot u verheerliking. Amen. Ek wil die skriflesing graag doen, maar ek gaan dit onderbreek. Ek wil dit amper soos Bybelstudie doen vandag. Paulus begin in Efesiërs, nadat hy nou die aanhef gegee het, dan sê hy, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Wat verstaan jy onder lof? As ons dit lees dit so maklik en vinnig, ons praat so maklik, ons loof nou die Here en so aan, maar as ons sê, aan God kom al die lof toe, wat bedoel jy daarmee? As jy iemand loof, dan verwys jy na wat hy doen. Dis eintlik al hoe ons vir God kan ken, deur wat hy doen. En wat hy doen is goed, so as ons sê die lof kom aan God toe, dat beteken dus ons moet erkenning gee, ons moet sê, ons moet laat blyk, ons moet nie, ek moet nie die lof van myself vat nie, dis nie ek wat dit gedoen het nie, maar ek gee die eer en die lof, ek gee die erkenning aan God, né? Aan God kom al die lof toe, hy het ons in Christus geseën, nou hier is nog 'n kerkwoord, geseën, wat bedoel jy, as die dominee sê, man, seën vir jou, wat bedoel ons? Of wat bedoel jy, as jy vir iemand geluk wees met sy verjaardag en sê, man, mag het 'n baie geseënde jaar vir jou wees? Wat bedoel jy daarmee? Voorspoed, maar sommer net enige voorspoed. Die voorspoed,
deur middel van en vanaf God. Nee? God is by 'n seëning betrokke. As die dominee aan die einde van die diens sy hande ophef en hy seën jou, is dit nie ek as dominee wat jou seën, is my 'n geweldige voorreg om dit namens God vir jou te mag sê en te mag toesê. Net hier moet amper al straaltjies hier uitgaan na jou toe, dat jy kan weet, geseën met al die seëninge van die Gees. Nou, wat beteken dit? As die woord van die Gees nou hierby kom, dit beteken, dis hoe die seëninge by ons uitkom, dis hoe dit prakties word. Hierdie Gees is met 'n hoofletter, né? Sien jy daar? Met ander woorde, dit is deur die werking van God self kom dit by ons uit. En dan staan daar wat in die hemel is. Nou, waar is die hemel? As die Bybel praat van die hemel, bedoel hulle dit op verskillende, die woord het verskillende betekenisse. Vra maar vir 'n Afrikaanse onderwyseres of so, hulle taalonderwyser, 'n woord het dikwels baie verskillende betekenisse. Nou, die ou mense in die Ou Testamentiese tyd veral het die hemel gepraat, dat hulle gedink van die wolkehemel of die blou hemel, die lig wat nog bo kan die wolke is, en dat hulle gedink, maar bo kan daai blouheid, daar moet God woon. En dit het hulle ook hemel genoem, want hy is mos bo alles. So, as God ons seën, as aan ons die seën toekom van God af, wat daar in die hemel is, beteken dit in hierdie geval veral dat dit van waar God is, die hemel is die plek waar God is in hierdie geval. Seëninge deur die werking van die Heilige Gees van God se nabyheid, in God se nabyheid. So het hy nog voordat die wêreld geskep was, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. Nou vergeet nou van uitverkies, want nou dink jy aan uitverkiesing en dan wonder jy oor die uitverkiesing, daai goed. Los die verwoord in die Bybel. Vat net die uit in die kies. Wat beteken dit? Uitverkies beteken maar dat jy uitgekies is. En as jy uitgekies is, dan beteken dit jy is spesiaal. Nee? Jy is spesiaal. Jy weet nou klomp kerkraadslede hier agter in die konsistorie vanoggend, maar net een ou het hier voorkom staan en praat. Hy is uitgekies, dit is spesiaal sy taak gewees. Wat sê vers 4 hier vir ons? So het God lang, nog voordat ek bestaan het, voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik te wees. Is jy heilig en onberispelik? Ek sal nogal bly wees as ek so iemand kan ontmoet, want ek is nou nie... Julle kan nou dink ek is heilig, maar ek is nie onberispelik, dit weet ek nou, my vrou weet dit ook. Alhoewel sy nou dink ek is wonderlik, julle weet mos, dit werk mos nou so. Maar die punt is, niemand van ons is bereid om te sê, man, ek is op myself heilig en ek is op myself onberispelik. Heilig beteken mos om eintlik soos God te wees. So het God nog voordat die wêreld geskep is vir ons gekies om so te wees. Ek weet net van een persoon op aarde wat so was, en dis Jesus Christus. Want die Bybel sê vir ons, hy het nie sonde gedoen nie. En ons weet dat hy goddelik was. Ons weet dat hy uit die hemel uit neergedaal het. Filippense 2 sê dit so mooi in daai lied. Hy het vir homself ontledig uit aarde toe gekom. So ons weet dit. Maar nou sê Paulus skryf hier 'n ding ook vir ons wat waar is. Ons is uitverkies en onberispelik voor hom, voor God. God sien ons so. Hoekom? Want hy sien ons in Christus. Ons is inbegrepe wat Christus met sy verlossing en iets namens ons kom doen met sy opstanding. Die Dominee Derek het al baie daaroor gepreek groot.
Maar kyk net wat beteken die woord voor hom nog. As jy voor hom is, voor iemand is, dan beteken dit jy's naby hom, né? Naby. God het ons voordat die wêreld nog geskep is al spesiaal gevat om van ons heilig na God se karakter as dit ware te maak en onberispelik sodat daar nie vinger op ons gelê kan word nie, te maak en om by hom, naby hom te wees. En dan omskryf die volgende vers dit nog eintlik verder en nou het ek hierdie versie nie mooi kleiner gemaak nie. Laat ek hom gou net hier lees. Ekskuus, my rekenaar en hierdie rekenaar het nie Galasiërs en Efesiërs het nie lekker saamgewerk nie. En dis vers 5. In sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Nee? Ons is bestem. Wat beteken bestem? As ek nou of as julle na julle kinders ook gekyk het, of na julle kleinkinders gekyk het, dan sien jy man, hierdie ouetjie ek dink hy het nogal talent, né? Hy is dalk goed met tennis of so. En hy is dalk beter met tennis as die ander maatjies, dan dink ek man, hy is bestem om 'n goeie tennisspeler te wees. Met ander woorde, ek sien aan hom iets wat 'n potensiaal is, wat kan ontwikkel, wat later gaan ontluik om iets meer te wees. En dis wat God in jou sien. Jy's bestem. Jy's bestem om deur Jesus Christus iets groters te wees. Jy's om 'n kind van God te wees, nie net 'n blote mens hier op aarde nie. Daarom prys ons sy wonderlike genade wat hy in sy geliefde, in Jesus, vrylik aan ons geskenk het. Hoe werk genade? Hoe werk hierdie vers 6? Dit sê in vers 7 en 8. Deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God, wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Dis hoe die genade werk. Dis hoe dit met jou werk. Maar meer nog, hy het kragtens sy besluit en sy voorneme, net antwoord, hy het gedink om dit te doen, het hy die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak. Aan jou, wat is die wil van God? Ek het net al gesê, ons wonder baie keer daaroor en ons dink baie daaroor, maar die wil van God is dood eenvoudig wat hy wens vir ons. Wat hy wil hê moet gebeur. Sy aktiewe, daadwerklike wens vir ons wêreld, vir ons leefwêreld, maar ook vir die wêreld, vir die skepping. Dis nie God se wil dat ons die skepping moet opmors nie en opgebruik nie. Dis nie sy wens nie. Hy het nie die skepping so gemaak en daarvoor gemaak nie. Dis nie God se wens dat ons onsself moet opvoeter nie, dat ons ongesond moet lewe, dat ons roekeloos moet lewe en sulke goeders moet doen nie. Dit is nie God se wil vir ons. Dit is nie wat hy wou gehad het moet gebeur nie. En sê vers 10, deur dit alles draai om Christus. Want deur Christus het hy hierdie wens, hierdie beplanning, hierdie voorneme van hom tot uitvoering gebring. Op die regte tyd, nie die tyd wat hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus. Met ander woorde, alles draai. As jy iets wil draai om Christus, as jy iets wil verstaan, as jy iets in die Bybel lees, as jy in die Ou Testament gaan lees, en jy weet nie lekker hoe pas dit in en wat het dit nou vir my te sê nie, dit draai om Christus. Jy moet, want ons kyk vanuit na Christus na die Ou Testament, en ons kom van die Ou Testament dan weer terug oor die brug
wat Christus is na vandag toe. Alles is verstaanbaar. God se wil is geopenbaar in die geheimenis. Dit gaan my verstand te bowe. Dis nie 'n geheim nie, dis 'n geheimenis. Dat Christus dit alles gedoen het en alles reg gekry het. Vers 11 sê net dus, deur Christus het ons deel geword van die volk van God, soos hy dit vooruit al bestem het. So het hy hom dit voorgeneem. Hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. En vers 12 en 13 herhaal dit weer. Daarom moet ons, die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys. Net daar is weer by die lof van wat God gedoen het. Deur Christus het ook julle, ons deel geword van die volk van God. Toe ons die waarheid wat aan ons verkondig is, die evangelie van ons verlossing gehoor, en nie net gehoor het nie, gehoor en dit geglo het. Gehoor en nie self geglo het nie, maar tot geloof gekom het. Dit is asof ek nie anders kon nie, maar hierdie daad, of hierdie waarheid van die evangelie het gemaak dat ek glo. Daarom is dit nie ek wat so goed glo nie, né? Ek reken nie op my groot geloof of my sterk geloof nie. Julle kan weet ek is 'n gelowige. Daar's twee dinge waaraan julle dit kan weet. Die een is ek is 'n dominee, so ek weet hierdie goed. Die tweede ding, ons het nou in die konsistorie daar gepraat, ek ry 'n Land Rover. So, nee, dat is 'n mense moet geloof wat 'n Land Rover ry. Maar laat ek nou maar net sê vir die Toyota manne, vertel vir my, hoekom het hulle daai advertensie weggevat van alles loop reg, altyd reg Toyota? Hoekom het hulle dit weggeneem? Ok, ons gaan nie nou daarop nie. Goed, die slotsom van alles. In Christus het die Heilige Gees wat die God beloof is, julle as die eiendom van God beseeld. Jy het 'n chap opgekry, 'n stempel opgekry. Jy's gemerk, dis 'n amptelike ding, dis deur die God, die koning is jy verklaar, jy's beseeld as eiendom van God. En die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy almal wat aan hom behoort volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys. Ok, nou kan ek amen sê, nee. Jy weet nou hoe dit werk, jy weet nou wat jy moet gaan doen. Alright, nee, Japie? Is dit reg so? Kan ek nou maar amen sê, dit is nou genoeg. Hoe laat is dit? My tyd is ook juis om. Maar, ja, ek voel nie, dit is goed dat 'n mens nou net vir iemand sê, jy weet dit nou moet jy loop doen, daar sê jy is op jou eie nie. Kom, ek wil nou vir jou vra, nou wat hiervan? Die kinders sê maklik, so wat, né? Ek weet dit nou wat hiervan? Wat moet ek nou hiermee maak? Hoe gaan ek hiermee maak? Met dit in gedagte is daar nog 3 saakies wat ek net graag wil hê jy saam met my oor moet dink. Die eerste is, hoe loof en prys ons God? Ons het 'n bietjie daaraan aandag gegee, maar jy moet nou hier uitgaan en God gaan loof en prys, want daar's 'n paar keer in hierdie skrifgedeelte gesê, ons moet God loof en prys. Loof en prys is om bloot moet sang. Ja, ons loof en prys om moet sang. Maar ons loof en prys om, wanneer ons erkenning gee aan iets. Wanneer die Stormers nou goed gespeel het, ek het nou nie die wedstryd gekyk, ek het nou net die telling gehoor, maar as die Stormers nou die slag goed gespeel het, of die Blou Bulle, die van julle wat nou daai ondersteuners, of wag, kom ons praat liewers oor waar ons almal staan, as die Springbokke die slag goed gespeel het, dan loof ons hulle hoekom, ons sê, man, yes, die man het goed gespeel, nee, Cheslin Colby het weer so gemaak, of wie ook al, nee, is gee
Gee jy maklik erkenning aan wat God in jou lewe gedoen het vir mense in die gesprekke? As jy kuier, as jy koffie drink, as jy gesels, as jy op die braaivleisvuur staan en gesels, jy hoef nie net oor God te gesels nie, maar wanneer jy oor jouself, of wanneer jy in jou lewe ter sprake kom, dan het jy die kans om ook vir God erkenning te gee. Jy loof God wanneer sy wens in jou verwesenlik word. Onthou jy, ons het gesê, die geheimenis van sy wil, hy het Jesus gestuur dat sy wens in my lewe, in ons lewens, kan al hoe meer kan ontluik, na vore kom verwesenlik word. So jy loof God ook wanneer jy saam met hom leef, aan sy hand leef, plus wanneer jy uitwys hoe God betrokke is by jou lewe. Nou die woord wat ons daarvoor in die kerk gebruik is getuig. Getuig is dood eenvoudig net om te vertel wat regtig gebeur het. Jy kan nie staan en getuig by jou in die hof en sê ek dink dit het gebeur nie. Wat regtig gebeur het. So wys dit uit. Wat is die tweede ding wat ons tog net moet vir onsself uit hierdie gedeelte uit bietjie oor duidelikheid kry en 'n bietjie oor verder moet dink, en dit is, wat is die rol van die Heilige Gees? Want mens kan nou dink, nou hier is 'n klomp goed gesê, ek moet nou self reg kry. Ek moet dit nou self, dit is nou op my, né? Dit is nou my skuld as dit nie werk nie. Die rol van die Heilige Gees is, of kom ek sê dit andersom, kan ek sê my Heilige Gees met 'n hoofletter? Natuurlik kan ek dit sê. Want die Heilige Gees is vir jou gegee. Die Heilige Gees is by jou. Daar's 'n persoonlike verhouding, hy ken jou. En daar's 'n intieme verhouding, daarom kan jy praat van my. Die Heilige Gees is ook my Heilige Gees. Dit is nie net so algemene iets nie, of is nie net die goeie Christene nie. Die Heilige Gees is vir elke gelowige en by elke gelowige. Want dit is spesifiek, hy is spesifiek by jou. Dit is soos 'n waarborg. Hoekom wil jy 'n waarborg hê as jy iets duurs gekoop het? Want jy is bang die ding breek, né? Nou, as ek op my eie is, dan is ek ook bang dat ek kan breek, dat ek berispelik kan lewe, nie onberispelik nie, maar berispelik, dat ek onheilig kan lewe, nie heilig nie. So dit sal dan wonderlik wees as ek 'n waarborg het oor my eie self ook, né? So jy waarborg oor jou daai duur televisie wat jy nou dag gekoop het, wil hê. Die Heilige Gees is die waarborg daarvan. Die Heilige Gees wat spesifiek persoonlik by jou is, vir wie jy kan sê, my Heilige Gees, hy is die waarborg, hy is bewys dat jy vertroue kan hê op pad vorentoe. Die Heilige Gees is nie net oor die algemeen uitgestort, ook wel dit ook, maar hy is persoonlik, individueel uitgestort. En die derde ding wat jy net ook bietjie tog saam met my aan moet dink is, wat doen dit dan nou aan my? Wat doen dit aan my? Dit beteken my gees word geheilig. Hierdie ek wat ek is nie meer net sommer 'n sondige ek nie. Dit is nie maar sommer soos al die ander buitemense wat nie Christen is nie. Die Heilige Gees het by my gees betrokke geraak in my binnewêreld, in my vertrekpunt van waar my dade en my denke en my alles vertrek. Daar het die Heilige Gees betrokke geraak. Daarom kan ek met reg praat van my gees is ook heilig. Ek is vernuwe, ek is verbeter. In die kerk noem ons hierdie proses heiligmaking. Dis die groot woord wat ons daarvoor gebruik. Heiligmaking, met ander woorde, ek word al meer soos God se karakter. Ek word soos Jesus se lewe, so begin ek ook lewe. Ek is 'n disipel, ek is 'n vakleerling van hom. En daarom word my gees al heiliger van die oomblik van my bekering af, al heiliger. Ons praat daarvan ook as geestelike groei. Dit gebeur, hoekom? Want God is met jou persoonlik is God met jou saam op pad. Jy al gewonder hoekom die Heilige Gees nie 'n naam het nie. Nee, God het 'n naam. Hy het gesê hy is wie hy is. Jahwe is die Hebreëus wat daarvoor bekend is. Jesus het 'n naam. Die Heilige Gees het net 'n beskrywing.
'n gees wat heilig is. Hoekom het hy nie 'n naam nie? Ek weet nie. Maar ek dink, ek wonder, of die bedoeling nie is, dat sy gesig, dat hy eintlik gesien moet word, aan my gesig nie, aan my lewe nie. Dat wanneer, dat ek moet heilige Jannie word, want die Heilige Gees is in my aan die werk, om my en vir jou natuurlik kenbaar te maak, as kind van God. Daarom is ons tema, my Heilige Gees, want die Heilige Gees is intiem by my betrokke, en hy het met my gees wat geheilig word, al heiliger word, het hy te doen. Dit is waaroor het gaan. En ons gaan in die volgende 3 aande verder daaroor dink. En julle het op die programmetjie ook dit hier, dat ek geroep is, dat ek beroep is, en dat hy in roep, jy het nou maar hierdie trikswoorde gebruik, en dan die laaste ene weet ek nou nie, ek het hom nou nie bygesit nie, want ek weet nie of nou 'n preek gaan wees, dit gaan meer 'n fees wees, waar ons saam gaan eet, en dalk is die eet nou belangriker, maar ek sal tog graag 'n paar gedagtes rondom die eet, en die feestelikheid ook uit die Bybel uitbring. Maar wie het nou verseker? Die Heilige Gees is onlosmaaklik by jou ook. By jou spesifiek. Dis jou waarborg vir hierdie moeilike pad van die lewe. Amen. As Hemelse Vader, dankie dat U persoonlik by ons betrokke is. Nie net as 'n algemene feit nie. Nie net as 'n stuk akademiese kennis nie. Maar as 'n lewenservaring. Dinamies by elkeen van ons. Amen.